Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop, moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het die Here Jesus die doop en die nagmaal gegee. Hy het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here homself verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Liewe Leslie en Annel, kan ek vra dat julle hier by die kansel kom staan. Dankie julle. So, die dooppunt is mos nou net hier so, nee. Sien hulle, is reg. Kinders van gelowiges nie. Kinders van gelowiges moet gedoop word. Omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar een ouer of twee ouers tot geloof gekom. Nou verstaan die kinders nog niks hiervan nie. Verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, die feit dat hulle nie verstaan nie, is eintlik die groot genade van God wat inisiatief neem. Ook aan hierdie ou klein dogtertjie se verlos. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers, julle twee, om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en die eise van die genade verbond in te lig. En julle moet vir klein Ivy en Anna 'n voorbeeld wees. 'n Voorbeeld wees in die uitlewing van hierdie verbond met al sy dinge. Wat eintlik neerkom op liefde vir God en liefde vir die naaste. En dan moet julle ook vir julle kinders help dat hulle hierdie verbond, hierdie liefde vir God en liefde vir die naaste vir hulle self toe. Afgesnede kans. Liefdes, kom ons sing 'n lied. Ons sing die 292. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Is my anker, my vaste hoop. Pragtig. Kom ons sing dit en dan terwyl ons sing dan vra ons dat klein Ivy kan kom, nee. Sal Hanna ook saamkom. Al twee, nee. Okay. Terwyl ons sing. Kom ons sing.
Daar was nie 'n laar op die muur. Dat die prentjie, nie die prentjie, die foto. So pragtige kind, nee. Smoot. Ons gaan haar doop vandag. En Hanna is ook hier so saam met die mamma se heup. Maar ek wil gou vir pappa afvra en mamma. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. Van God af, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en in ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie omdat dit 'n gewoonte is nie, of 'n bygelowigheid is nie, of 'n naamgewery is nie, maar dis wat die doop nie is nie, maar omdat ons hierdie kind in die verbond van die Here sit, nee. Moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Glo julle, liewe ouers, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Die eerste ene, glo julle dat Jesus ook hierdie ou klein dogtertjie se redding is. Dis eintlik wat dit beteken. Tweede vraag, glo julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof gevat is en in hierdie kerk geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Glo julle die Bybel is die waarheid. Die derde een is 'n belofte. Beloof julle om hierdie klein dogtertjie, van wie julle die pappa en die mamma is, in die leer van die Bybel, na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat sê julle? Mooi. Ek gaan nou probeer om hierdie tou te trek tot ek al by julle kom. Ek weet, dit is 'n lang en 'n lang tou. Ons kyk. Lyk my so, ek het hom bo omvat. Ons staan so nie nou in my, dan draai ons nou so, dat ja, so. Sy kan wakker word dalk hoor. Is dit goed? Ivy Ivonay van Sail, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Hemelse Vader, Here, innige dank vir u liefde, vir u trou, vir u goedheid. Dankie dat ons u kinders mag wees. Ek wil bid dat hierdie gesinnetjie styf in die hand sal wees, o Here, pappa en mamma en 2 dogtertjies. Ek wil bid vir hulle. Dankie Vader dat ons hulle nie kan opdra, dat klein Ivy mooi sal groot word. Sê en u sal glo. Dankie Vader vir u liefde. Seën hulle as gesin. Here, ons prys u naam. Amen. Nou ja, ek wil nou geluk sê. Geluk Leslie, hoor. Baie geluk aan Nel. En ook Hanna. Baie geluk Hanna. En dan wil ek graag vir Attie vra. Attie is nou hier, ons leier ouderling. Hy wil net vir julle hierdie so Bybeltjie wat ons vir julle gee. En daai papiertjie uithaal Attie, want dit is vir doopklasboek. Goed. Goed, en dan wil ons, dankie Attie, dan wil ek dit hier met so draai,
dat julle so vir die gemeente wys. Dit is die gesin van sy, nee, met Anna op mama se heup en dan Nel en Ivy is hier so, papa se arm. En Ivy en Anna en hulle almal is volledig lidmaat van die kerk van die Here Jesus, nie? Volledig. Mag die Here vir julle seën hoor. Kom ons sing. Ek dink is dit lied 293, nee? Die 203, is dit reg, Hermie? Ja. Ja, asseblief, dankie hoor. Ek gaan oor Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag al ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Kom ons sing daardie mooi lied. Ivy se naam teen die kruis vas. Is dit goed? Net nou.